Imagine ik speel van die Perth, nie, bro. Loskakel! Hoe gaan mijn status hier op langer dan op hier, bro? Yo! Yo! Ik kan even bubblegum krijgen, waterboy. Hij zal niet gaan, niet. Wat sta je? Hij zal niet gaan, niet. Hij is gewoon eens de coach van Langebaan. Ook in eerst recht. Hij is water willen, hè? Hij is recht, zo. Thank you. Je episode? 5-4. Alright, episode 54 van de Vermaken Praat podcast. Een podcast waar je vermaak in Waals lekker samen praat. En die volgende gast heeft geen introductie nodig. Hè? Ik hoef wel een pakket te stellen jullie niet. Ik geloof heel graag. Als we praten color excellence van ons mensen, dan is hierdie man die perfecte en de rechte voorbeeld om avond te praten. En niemand anders als Reino Benjamin. Reino. Come on. Welkom. Dank je. Dankie, welkom bij ons. Wil ik weer eens zeggen bij je dankie. Dat jij dit opgeofferd hebt in de meetings. Ons achterin is een goed voordeel voor ons, voor dit programma. En als je weet, is bezig met die voorbereiding voor die top 12. Dus ik hoop dat die bouwbos voor ons schuld is. Dat is net zo voor de uur en een half, zoals dan bezig gaan. Maar bij dank van de ooskant, want ons wat eerlijk oprecht. Voor ik begin, voordat Jules nog weer aan club om voor die bouw loskakel te spelen. Ik weet niet wat aangaat nu, maar ik weet niet. Hij doet Hou gewoon jou op. En toen, wat is laatst in Reino? Last week, toen die man een bijtreden. Maar nou wat jij nog vandaag komt, is er nog een lange band te rijden. Dus ik weet dat die boodschap is vandaag van jou niet. Ik zei van coach Reino buitenkant, ik heb zo overal gesoek voor een vriendbag maar ik mijn vriendbag, oh net die van mij, hulle wil net die goed te gee nie. We staan als soort gezegd, die is vandaag met de vriendbag so ik moet een beetje intimidate, you know. Ons het nog een coach hier zo, coach Billy. Dus jij kan maar net maar een beetje aankloppen. Dat zal ik in die krijgen. Hij kon voor het eerst zo. Chakals is ook hier zo. En coach Chakals. Hier, los, ik ben free trainer gekregen vandaag, ik kom altijd later, denk je coach. Ja, zo welkom bij ons. Ik heb zo bij Jules. En dan was aan de coast, Miss E, mevrouw Fransman. Baie streng, so sit maar lekker. Ik moet. Je weet, die voorrij moet tijd wees. Ons wil ik als krumpjes die pad in ons steken. Je weet, Saldana kom ook nog. Dan krijg je bij Sint-Helena bij een pad. Ketberg, kan een stukje bokken. Noem coach je langer bij, jongens, dat is zo great worden. Die boomsquad. Die boomsquad. Ja, zo right. Maar die boomsquad komt, speel net eerste league, maar eerste ronde. Nee, kijk eens wat beter in te beginnen, dat is een beetje beter. Ja, lang maar het een goede boomsquad, maar je weet, ze kan niet in die eerste ronde, denk je gaan die competitie winnen. Dus die 100 meter is een lang reis. En dus die endurance mindset van hoe gaan je opdag voor die tweede ronde is iets anders. En je weet, jij moet, als een coach moet je maar een beetje rondspelen met je players, want jij hebt straks goed in plek gezet in de eerste plek. So wat gaan vir jou help in die tweede ronde, as jy weet wat is jou kernmanne in die span, verstaan jy? As hulle die dag hier daar is, moet ek ten minste 'n Franklin kan gebruik wat ook sy hand opsteek, verstaan jy? Wanneer gaan jy vir my kans gee? En dis die geleentheid veral in die eerste ronde om al die jong spanne van tweede ronde beserings kom en hy gaan die weer adept rondom die jong spelers daarso. So daai is 'n tipe stelling wat by die clubs ingestel word, eerste ronde en die tweede ronde. Is net by seisoen ons pak hom aan nie. Jy vat hom eerste ronde en tweede ronde. Van ek dink dis iets wat mense ons baie na kyk. Ons vat net so die Lakers aan. En dan kyk ons eerste ronde klaar, waar lê wie. En dan maak ons klaar ons afleidings. Nee, die jaar is hoofdelse jaar of die jaar lange baanse jaar. Maar ons begin van tweede ronde. So dis iets wat jy baie op afslaan. Ja, dis daar's 'n voorbeeld hier. Ons in Saldana, Prima in Saldana. Jy weet, ons het hier by 5de, 6de, 7de gelê. Almal. Hulle het in die eerste ronde het hulle soos 5 games agter mekaar verloor. Onthou van hulle spelers kom terug beserings, so hulle het 'n depth rondom hulle jong spelers wat hulle net daai ekstra energie kan gee. In tweede ronde
Vredenburg en Saldanha was kompeterend in Novies. Jy weet ons enigste game wat ons verloor het was net teen Sint Helena by. In Sint Helena. En die draw teen Saldanha. Right. Players raak groot, verstaan die setup. Dit kon ons Vredenburg se wen gewees het, maar besluit nie, ek sê altyd decision making rondom situasies wanneer jy pale toeskop of wanneer jy line-out doen, verstaan jy. Kyk, speel altyd rondom jou tyd, hoeveel tyd het jy nog oor en sekere goed om te doen op die veld. Maar dit is al deel van mature wees en mature raak in die game. En kom ons begin wel by die begin coach. Wat als begin? Ek hoor die type insig en leiding wat jy klink so man wat al vir jare coach al. Ja, so wat als begin vir jou die coaching? Ons weet maar nou jou rugbyloopbaan. Provinciaal, die nasionaal gehaal. So jy het die kleur om te wys die type player wat jy is. Yes. Maar nou kom ons by die coaching self. Wat als jy begin? Franklin is, jy weet, self as 'n professional rugby. Ek is 2017-18 is ek Japan toe. Bietjie raar rugby gespeel tot sê middel of in COVID kon ons nog nie regtig ek het so hier diep in Augustus September het ek teruggekom uit Japan het. Maar terwyl ek daar gewees het vir daai 3 jaar, is die span wat ek gespeel het was Soneso Blue Sharks. Dit was in die second divisie, dis die divisie waar Kentetsu, dis nou waar Guinea en Quite Cooper speel vir Kentetsu, allei manne. As hele paar ouens ook wat in die ander spanne speel, maar nou jy weet wat se kompetisie het. Dan kry jy nou Chester and Kobe hulle kompetisie wat nou die groot ronde is. Yes. Maar anyway, ek het daar so, maar vir die klub wat ek gespeel het, was nog 'n Japaneese coach gewees. So hy het sy eie, daar is 'n fantastiese setup voor. So daar's 'n 7 kompetisie. Nee, en 15 man. So alles amper dieselfde soos die HBC van die 7 reeks. Het hulle elke maand of 2-3 maande het hulle verskillende 7 kompetisies. Okay. Maar hy was nou die coach van die span gewees van hom en hy het toe mee genader. En dis waar die hele setup gekom het omdat ek nog 7's gespeel het en toe weer in. My coaching het daar beginne en hy was die eerste jaar tot ons tweede geëindig en die jaar voor het ons eerste geëindig in die kompetisie. Jy weet, dit is maar net die experience wat ek teruggegee het, maar hy was nog altyd die coach. En jy weet, jy moet jou Japanees of dedelik en 'n bietjie gesels. So, maar ons het goed gedoen. Ek het nou van die begin, hulle is nou besig nou met prep, so hulle speel wat volgende maand, die maand is Oktober en November is die 7's kompetisie weer aan daar so by hulle. En dis waar die Japaneese vrouespanne se kompetisie se spelers word gekies vir die nasionale span, was daar. Het 7's het. So dis hoekom hulle bly heeltyd aan die gang met hulle 7's kompetisie in die rugby. So toe ek teruggekom in Suid-Afrika toe, was nog 'n COVID, kon niks doen nie. Toe ek mind gehad van die kinders doen niks. Skole het nie of die onderwysers het nie nou die opportunity om nog weer hy development weet en dan was vir 'n jaar geen rugby betrokke nie. En jy weet net die passie weer man. 'n Bietjie terug die kinders was heeltyd teruggetrek, vasgehou in die huis en mag nie kontak. Jy weet sekere ouers maar 'n bietjie streng met as dit kom by die goed. En ek het toe begin rond gaan by skole. Right en net 'n ding vir hulle maar ek het met my laptop opbereid en maar vir alles op 'n skerm gewys. Wat dink julle van dit? Dat ek 'n bietjie terugploeg hier in die Wes. Ek sit by huis, ek is hier so. Ons kan 'n bietjie iets doen. Op die ouene dag toe eindig ek op by Kiro. In Langebaan. Hier in Langebaan, by Kiro. En Conradi was die hoof daar gewees. Hy is nie vandag gaan nie. Maar anyway, hy sê luister so Benji. Ek gaan later met jou praat. Dankie dat jy gekom het, maar ek sal later. Ek is nog eens 'n uur weg hier. Toe bel hy my. Luister so. Jou ou coach van die Leeu's, Coach Loffie. Hy sê nee, hy is in vir die ding. Ek wou hoeso? Hy sê nee. Kom ons begin nou al. Dis is in September gewees, September, Oktober, maar September. Ek het hom gesit en gesê dat ek nou vir 2023 mis nou kan voorberei vir dit. En ons het so aangegaan en ons begin real meetings. En toe Conradi al die jong manne wat nou volgende jaar first team gaan speel, by mekaar gekry, begin 'n toetse doen
En vir ek en coach Lof julle almal voorgestel. Onthou Rian hulle hou skool daar soos hulle is die hoofcoaches, maar ons hardloop die alle development goed en ons. Okay. En op die ouer dag het ons begin programs uitvullig uitgesit, waar hulle werk, wat hulle fix het is. Toe dit Januarie maand kom, toe kan ons ten minste sê die eerste ene was hulle noem dit die Bleep, dis maar die ou maar dit die modified ene gedoen. Dan noem hulle die Bronco, maar hulle het eers die Bronco gehardloop. Toe hardloop omtrent so 6 van hy jong manne. Het tyd was so tussen 4 minute 40 sekondes en 5 minute. Die Bronco. Die Bronco. Ja. So hulle het dit gehardloop en hulle het geoefen. Jy kan jy sien nee, hulle is 'n bietjie uitgesit, hulle is ernstig oor wat ons doen. En in dieselfde jaar. Jy weet, kyk jy vir 'n skool soos Oudtshoorn, Klein Willem. Toe hy onder 19 span het vir Oudtshoorn gaan slaan in Oudtshoorn. Daai kant. Interessant. Is daar nie. Toe ek in dieselfde jaar ek het Jalfredo, hy was weer toe by Lowville. En toe nou kom ons kompeteer ook met mekaar. Kiro teen Lowville en speel hier so in Langebaan en gee hulle ook 'n pak hier so. Nou sê nog gesels ek en hy 'n bietjie soos wat ek nou ingebring en wat dit is all about small details rondom waarna ons kinders moet werk, verstaan nie. Soos Brad Zul sal nou sê hy's nou die onder 9 coach. Nou, maak of by bubblegum hulle, verstaan nie. So wat gaan jy vir bubblegum maak? Ek gaan bubblegum skim afmaak. Maar het jy regtig bubblegum se develop in skills gekyk waar hy sterk is en wat hy nie. Verstaan jy soos ons onderwysers geneig om enige skole geneig om as dit laat jy bietjie dik is. Druk hom maar voor, hy so stif. Net maar ek het experience. Ja, met my kind. Ek is mos maar aktief by die sport, by die skool ook. Yes. En ek het maar net 'n paar vrae gevra en wat ek agtergekom het is baie kere elke onderwyser word geallocate, jy doen dit of jy is by die kleintjies, jy doen. En dan gaan hulle maar net aan want dit moet gedoen word en dan kyk hulle nie waar blinkie kind uit of waar, you know? Yes. En dit is nogals 'n bietjie frustrerend vir my Dit gewees. is hoekom ek sê, toe ek onmiddellik die analysing doen van wat se tipe skills, wat se tipe game speel ons, verstaan jy? Want ek moet rondom die gameplan is daar, maar het ek players wat ek kan doen, verstaan jy? En dit kom van laerskole af waar ons dit regtig moet ons onderwysers by alle skole maar moet probeer help en sê luister hierso toets 'n bietjie die seuns se ball skills en handling skills, verstaan jy? Hand en oog koördinasies. Wat se passe kan jy doen? Verstaan jy? Soos sê fiksheid. Sy endurance daar vir 'n tipe spel wil hê, maar ons kan nie die onderwysers ook skuld gee nie want hy het ook nie tyd vir dit nie. Verstaan jy? Hy soek maar net daar vir die 113, hy is die coach daarso. Dit is. Verstaan jy? Dis hoekom ons in die Weskus is vol van die talent. Vir al die 113s, maar dan kry jy weer, dus ons altyd geneig om te sê, ja, die coach is mis by die 113, dis hoekom sy kinders en is. So, hy het iets raak gesien, maar ons moet nooit dit doen nie, verstaan jy wat? Ons is ouers ook. Maar hier is die ouers baie erg. Ja, maar dis sê ons ouers moet ook inkoop. Ja. Jy weet ons is geneig om sê ek gaan gou by 'n vriend 'n bier gaan drink of so. Want dis maar altyd so, verstaan jy? Maar dis met die Saterdag, maar 'n uur gaan niks aan jou tyd mors nie. Verstaan jy? Is net 'n uur. As jy werk 'n bietjie aan die of whatever. True. Ja, toe sê ek in dieselfde jaar 2023 Alfredo Barnes gehelp met Vredenburg. Lowville, hy was by Lowville gewees, maar hy was die coach ook by Vredenburg. So ek het nou 'n bietjie assist met hom maar eers 'n bietjie gespeel en toe assist nou ek nou meer kyk, okay, dis nou tipe players wat er rondom is en tweede ronde toe assist ek hom net en sit al die gameplan vir hom uit en help hom met alles. Ons het daai jaar Vredenburg het moes net vir Saldanha gewen het hy laaste game in Saldanha. Toe verloor is hy in 'n minuut waar hulle net moes uitgeskop het, right? Maar anyway, dan sou as hulle gewen sou hulle deur gegaan het daai jaar met top 12. Maar toe het hulle dit gemaak, hulle toe derde geëindig hy jaar. Ek toe Fredo sê vir my luister hierso, Benji. Hy is op pad China toe. Right? Dis in 2023. 22 ek en hy gecoach 2023. Hy gaan nou China toe. Ek kan maar nou my aansoek instuur hierso, my CV en kan jy mos nou verder aanvat. Ek sê maar onthou ek is nou dat ek eers nou refresh op goed laat ek nou weer my skoolwerk klaar doen by die skool. Kan ek nou alles uitsit. So 2023 geen rugby of klub rugby gespeel nie. Toe ek net by die skool. En jaar is verby. Maar elke naweek het ek nog altyd
Ek was nou Vredenburg gaan kyk en so. So whenever hulle tuis gespeel het, ek gaan kyk hier. Right, maak saak wat is span nie. Hy tweeling van my of een is by of al twee saam my. As ons 3 nou hierso. Kyk net 'n bietjie rugby nou, geniet ek die manne speel hierso. Jy weet mos, ons so groot geword het dat hulle hier speel voor en jy nou vriende. Ja. As moet altyd so 'n kouetjie by of so verstaan jy, maar jy weet jy moet nog huis toe ry nog en so. But anyway, maar jy wil nou observe wat aangaan. Yes. Speel hulle nog dieselfde tipe rugby wat jy nog vir hulle gelos het of wat jy Toe kry ek So sorry, na die jaar wat jy gehelp het, toe skip jy jaar. Toe skip ek en ja. toe kom jy 24. Ek het 23 geskip. Toe kom ek 24. Okay. Maar in hy 23, né? Het ek alles geanalyse. Elke span wat teen Vredenburg gespeel het ek elke game geanalyse. Wat doen hulle? Wat se tipe game doen? Wat se spelers gewen? So dis hoekom ek net maar kon net maar gewoon verseker luister so. Daar is so baie talent jong manne, maar die coaches van ander clubs wil nie gebruik maak van nie. Daar is daar beserings kom. Vir wie trek jy in? Jy sit te laat jy onder druk, maar jy eers moet vir hom ook onder druk laat speel. So ek alles geanalyse 2024 kom. John Mitchell bel my. Ek is reg. Ek sê ek gaan hom vat. Hierso sê. Toe begin eerste ding, luister hierso, hulle fiks dit so standaardie. Poef. My reël, my huis. So ja, ek sê. Jy so praat die coach. So praat die coach. Ek wil kom. Dan wil ek by kom, né? Onthou, is my klaar die naam Reino Benjamin. Hy kom nou by as jy my kinders sien. Dis 'n groot man. As nou, dis nou al manne wat wel werk wat wel 'n paar jaar vir die klub speel. Jy kom nou, jy sê maar nou my reels. Wat was jou verwagtinge gewees toe jy nou instap in die players? Ja. Hoe was dit gewees vir jou? Moet jy nou wel die transition? Ja, hoe was hy vir jou gewees? Nee, dit was relatief vir enige coach is nie maklik nie. Veral as jy kom by 'n amateurklub. Jy moet nou goed in plek sien. Afforceer op hulle. Verstaan jy soos? Maar die ding is, laat verstaan hom. Hoekom jy dit wil doen? Hoekom? So daar is mos 'n rede hoekom jy wil doen, waarna ons toe werk. So sê my, wat is jou goal? So, almal gaan sê nee, ek wil top 12 speel. Maar hoe gaan jy uitkom? Fair ja. Nou doen wat ek vir jou sê, dan gaan ons kyk ons dit vir jou ja. Ek kan mos sien waar. Dis hier ek noem dit, jy praat van opoffering, ek sê altyd commit yourself. Want ek het myself commit om hier te wees. Ek het ook familie by die huis. Jy het ook familie. Of jy 'n meisie het en 'n kind of net 'n meisie. Dis jou familie. Dis jou liefde na jou, verstaan jy? So altyd mos ja. Kom dit gewoon vir die volgende uur en 30 uur en 45 minute gou op die veld. Jy kan weer agterna weer gou, kan jy weer huis toe gaan. En daai is eerste jaar wat jy die league ook wen, wat jy kom. Die eerste jaar by Vredenburg wen die league, gaan top 12 toe Vredenburg. Ek weet nie of dit is omtrent 10 12 jaar nog ja. Dis omtrent so weet hulle nog 2018 2019 was hulle ook nog hy het die Premier League nog aangewys en so of die top 8 gewees. Maar van my kant af was die eerste keer dat Vredenburg laas jaar 2024 die top 12 al en die jaar weer die top 12. Mijn tweede en derde jaar. Ja, ongelukkig. Dis langer wat skuld man. Abang kan ons. Nou wat ons maar met die kramp aan is maar weer vir ons in die kramp bedruk. En voor ek kom met vragie moet ek sê dit is an honor to sit here with you. In Japanese I will say do it as you must stay. Jy moet Japan toe, né? Maar ja, coach. Jy moet wel niet gekom met die World Cup gewees het. Ek maak dit kry. Konnichiwa was dat. Konnichiwa. As ou wat ek ken. Ek sal nou nie anders goed sien. Wow. Coach, ek het 'n vragie. En ja, soos ek gesê het, mense vir jou kyk jy nou van jong lyk die tyd af. Ja, maar dit is mos so oud jy. Nee, man, ek weet maar net as you know. En ek was seker met my tiener jare so it's an honor to sit here. En jy is van Lengo. En jy het gaan speel dat hy tyd het 'n mens mos nie regtig ouens van klub rugby gesien wat sommer van klub rugby groot rugby gaan speel nie. So is vir ons iets groot. So my vraag is met alles die wat jy achieve het, gewoonlik as jy mos nou uit 'n dorp uitkom en jy gaan speel groot rugby, dan kom jy terug na jou gemeenskap toe en jy gaan ploeg in jou gemeenskap. So my vraag sal wees, why Vredenburg? It can maybe a easy, answer wees, but why Vredenburg Rugby Club? Hoekom nie
Lengwil, 'n rugbyklub en vir hulle top 12 toe vat, you know. Dis op my keuse Ja, dis regtig. Almal is Brad Jules ek eerlik almal vra my hoekom. Hoekom die Lengwil? Ek onthou toe ek begin met rugby. Jy weet ek was op Western en ek was net 'n flank agste man. That's it. Ek het nooit vir my ge-worry oor ek moet first team speel of dit. My eie goedjies gedoen wat ek anyway. Klaar met Western matrikuleer, 'n bietjie daar by Oranje Vis. Dit was eers Seapride Pioneer Fishing, as dit Oranje Vis en as dit Glenrika so. My nou 'n bietjie hulle gespeel of gaan werk 'n bietjie daar so saam met my oom, bietjie in die visfabriek gewerk en bietjie vis, jy weet vistoernooi was mos altyd maar die ding gewees en wil jy mos daar. Maar anyway, ek het terwyl ek na matriek werk speel ek het vir Sint Helena Bay 2002 gespeel. Toe ek nog flank en so. Toe sê ek vat 'n kans man, gaan 'n bietjie by toe. Toe skryf ek Saldanha toe van Sint Helena Bay. Was speel ek vir Saldanha by 2023. Eerste game was ek sê seker wat die game was vir my. So Saldanha gewees. Toe 8ste man, B-span 8ste man. En volgende game, friendly game, toe is die deur gespeel as die Tiere, Tygerberg. En Ravensmeter. Daai het dus die ouens nog soos Bjorg en hulle Bon Barnes raai manne. Maar ek speel toe van die bank af en as iemand my net jou toe getackle, maar sloot oop hier in die oogbank, maar anyway terug. Aangegaan met die PC nog altyd flank en 8 first team gespeel, saam met Bjorg en hulle, en ek weet nie hoe dit gekom nie, maar toe eerste liga game het beginne en is verby, kom toe die Dinsdag by die veld, vraag hom, but, weet jy, ek dink maar, wil jy nie 'n bietjie center speel? Maar hy sit met die naam, hy sit met op 12, nou moet Koos, Strauss, om by die bank sit, dit was nie, maar hy sit op die bank, hy sit toe, die game is toe verby, ons kom weer terug speel weer toe, hy is ons nou Premier League, hy speel home and away, anyway, die navigator na toe sê, nee, weet jy, speel die beste outside, nou weet ek ons nou, is nou outside sit, van Boebank kom nog by, van Boebank moet nou inside vat, maar anyway, en dis wat begin by Saldanha outside center, okay, en toes ek, daarvan die jare na, toes ek maar weg, dieselfde jaar, opgeroep vir Elite Squad, dieselfde wat Havies nou doen met klappleiers uithaal, en dan, 'n bietjie die ouens toets en so, so daai was my, 2003 was my laaste jaar in die Weskus gewees, van club rugby, en ek het my altyd gesê, of ek het nie daai mindset, ek het dit nou, hy gaan nie weer kom nie, so vat dit, en moet nie terugkyk nie, jy weet, nice. Dan het ek aan 'n dag vir iemand ook gesê, luister, ons is so gewoond in net rondom in die Weskus te wees, dink vir jouself, of sit vir iets uit, buitekant die Weskus, die wêreld gaan net rondom nie, kom ons sit onsself uit, en ons as ouers, familielede, as jy die talent raak sien, whatever, praat met die persoon, reik uit, dan en sê, luister, of motiveer hom verder, luister jy so, daar is 'n groter prentjie in die buitekant, as die Weskus, as 'n inio raak sien, dit is as gevolg van social media, nie opportunities aan, gryp het, ons ouers moet nie terughou nie, let ek go, weet jy, ek mind om terug te gaan Lengwil toe om jou vraag te beantwoord, ek mind nie, maar ek het myself commit, ek is so, julle ken my vrou, Karen Benjamin, ons ook al lange bane, so sy kan het my gevra, ek al lang ek het gesê nee, ek wil gaan waar ek gemaklik is, het maak nie saak wat ek klap het is, maar ek het al iets gedoen al by Vriendenburg Rugby Club, so kom ek toets myself 'n bietjie en kyk wat ek doen as 'n hoofcoach, né? Ek het dis 'n 4-5 jaar plan met Vriendenburg, so ek gaan nog vir die volgende 4-5 jaar aan nog wees, dis my tweede jaar, so as nog 3 jaar oor, so never know, dalk ek as 'n coach wil ook groei,
Ek wil ook dalk die opportunity kry om True. te kan om te sê luister hierso, ek sien jy doen dis ons stel belang aan jou diens. So, as jy wil kom, jy is meer as welkom. Maar dan moet ek ook een van my ander coaches soek. Luister hierso. Ek het vir jou 'n bietjie gegee, soos jy het my assistant coach, ek het vir jou iets gegee. So bou daarop. Is daar nie? So hy het nog nie al experience wat ek het nie, maar ek gee vir jou ten minste alles wat jy het. As jy sukkel, sal jy mos nou weer kontak maak met my. Is daar nie? En ek het nou die dag, nee, gister, toe praat ek ook met Bud. Ek en Bud lekker gesels oor wat die mindset vir next jaar met al ons coaches in die Weskus om die kompetisie nog sterker te maak. Bestaan dit nog interessant te maak rondom ons. Hoekom kan ons coaches nie luister by mekaar kom, lekker gesellige Saterdagmiddag by mekaar kom en discuss, soos ek sal vir jou sê, Brother Jules, ek sien jou sterkpunt is dit, het jy dalk dit? Bestaan nie, jy vir my sê, luister, wat ek hier raak sien, ek kan Brother Jules my sê, luister hierso, werk 'n bietjie aan jou attacking miskien wat bietjie meer vlek kan het of so. Net opbouend as coaches rondom mekaar. Nou weet ek, okay, al weet ek wat is jou sterkpunt van 'n sekere span. Dit maak ons net 'n speler nog beter. True. Maar ek meen jy om vir Lengwil te gaan coach, maar nie vir nou nie. Ek dink nog gaan Lengwil toe. Because why those Vredenburg en was in die krampe druk vir die volgende 5 jaar because wat die coaching team wat julle daar so het is great ouens. As mense kyk nou Langebaan se ouens ook soos jy gesê Chakals. Great coach Wilfred is so great coach nou sê daar ook great coach. So that's 'n visie wat ek sien verstaan nie. Greatness. En ja man, wat dan en jy wil nou stop nou. Ja? Jy wil nou stop. Ek wil dit stop ja. Gaan 'n bietjie Lengwil kos 'n slat en uit, was daai so sien nog wat ding. Hulle sê ietsie. Hulle sê Hulle ietsie. sê Ja, maar Kyk jy nou. Ek maak nou Lengwil sien nou. Alright, Lengwil vir my weer hom nou ook gewen. Maar ek gaan nou altyd top 12 toe. En so staan nou uit ja. Los maar die wind, hy gaan die hele wind. Ja, hy gaan die hele daar naartoe. Coach, om terug te kom, Yes. jou 3 jaar in Japan, die experience daar, ek weet dit is 'n hele ander environment, dit is my droom om te gaan, ek sal eendag uitkom. Dit wat jy daar ge-experience het en die terugkom hier, hoe was daai om weer te adapt hierso? Ek wil daai hoor, en dan, ek was bevoorreg om te sien hoe jy train, daai bietjie uur wat ons al op die veld was. En ek moet sê wat ek observe het, is die ouens het ingekom en val hulle in en begin hardloop hulle en nog sê kyk hoe gedisiplineerd hardloop hierdie jongens. So met daai baie gesê hoor. En ek dink jy was nog vars tyd. Met die uitdagings en daar waar jy nou is, die groei, die positiwiteit, die negativiteit is verskillende mans, verskillende persoonlikhede, omstandighede. Hoe hou jy die balance? Ja, dis goeie vraag daarmee juffrou. Japan. Joh, die eerste 3 maande was bietjie taaf op my van. Jy weet, is net reisbakkies wat jy voel ja. Reisbakkies en jy is nie gewoond nie van jy weet nie wat dit is nie. So eerste ding is ek vir myself comfort maak. Comfort maak is like ek moet eet. Maar ek weet nie wat hulle alles. En later het een van my Japaneese bras of teammates, luister hier so, my favorite was yakiniku. En wat is yakiniku nou? Wat is here? Het kan moontlik wees. So yakiniku is die Korean barbecue. So jy sit nou by 'n groot tafel, daar's 'n lekker vuur in die middel. Jy bestel nou. Dan kom al die vleis en al die goedjies gou hierso en jy braai homself. Hy is ons Japanees noem dit yakiniku. Ek nie skaap op die staan. Ja, jy sê dit is my vrou. Julle lag nou. Tom, jy weet ons is gewoon Tom Kersfeestyd en dit lekker. Maar hy's lekker gekook alles mos man. Nee. Hy kom roue aan. Klaar opgesluis alles. Nee, maar het ek geleer hoe om 'n tong te braai. Oh my. Tong te braai, dan eet jy nou vir hom lekker. Rustig. Oh, nee, werk so. Dit werk so man. Maar anyway, daaglik. Eerste wat ek moes geleer het, ek kon gepraat het. Jy weet, is en ek het hy na die eerste 3 maande of in hy 6 maande kon ek ten minste by 'n winkel instap en vra luister, jy kan nie help met sekere goed, maar hy nog my kan.
En dan leer jy vir hom nou meer polite. En die Japaneese is so gedissiplineerd en so respekvol teenoor hulle medemens, verstaan jy? En sodra jy weet, elke klub is 'n company. So daar kom groot basse van 'n company kom sommer nou by die veld. Nou jy's 'n foreigner, was nou al geleer al van daar is 'n Japaneese teacher wat nou veel leer Japanees en dan meer polite met hulle groet en veel voorstel en dit is gewoonlik as ek maar as iemand kan watashi wa benji desu Okinawa wa Minami Afrika. Jo. Ik krijg Afrika stuk. En dan is het als achterman zit Hajimashite, so we must say. Just nice to meet you. So je kan praten daarom, you know, just to get by. Ja, gist erbij en val 'n bietjie net vertel wie jy is en wat weet. En hoe sê mens, ja, het was 'n tawe wedstryd op Langebaan geweest die dag. En Japanees, ja, hy sit daar weer om aan te dink nou ja. Maar ja, ek gaan nou nie verder met my tong laat knoop nou hier so nie. Maar dit is die eerste 6 maande, dit was lekker myself opoffering. So dis wat ek sê, ek gaan nou sê hoekom ek sê verantwoordelikheid. Jy wil iets uit dit uitmaak, so wat gaan jy verantwoordelikheid? Leer ken jou medemens culture. 'n hele nuwe kultuur. Dis 'n ander culture. So ek het die moeite gemaak om sy culture te leer ken, verstaan waaroor dit gaan. En dit het vir my so baie gehelp van toe begin die Japaneese by soos Benji-san. Was miskien nou ergens, miskien nou vir die naweek as hulle iets na toe gaan. Dan gaan ons 'n bietjie uit nou en of op 'n Sondag gaan ons maar beach toe as 2 of 3 ouens wat surfing doen. Dan sal ek nou daar gesels met hulle en kyk wat hulle doen. Maar so het ek heeltyd geleer en dan kom ons by die vroumense rugby culture ook leer. Maar dit was regtig 'n different setup geweest, maar ek het die beste daarvan gemaak om alles te verstaan en hoekom en waarom hulle altyd dit doen. En daai is so ryk. Een ding van die Japanese en dis hoekom hulle mense so oud raak, want daai respek wat hulle het en hulle se kultuur wat hulle so uitleef. Daai is vir my die mooiste mooi van hulle. Dis wat ek sê is dat ek soos as jy nou sê jy vat nou trein, né? Enige daar's 'n section waar in sekere tyd van die oggend dan in hy trein is net vroumense. So hulle kat dit af en as jy van in die oggend is mens baie peak tyd mens weet almal hardloop na stad toe, kantore toe. Dan moet almal nou by hulle werk kom seker dit. En dan in hy setup ook in die oggend wherever wat is en as 'n pregnant vrou daar is 'n space. So jy weet hier sê hulle sê hy taxi luister hy taxi's vol maar die vrou is swanger maar ons moet plek maak. Daar sal nog altyd iemand wees wat nog tyd het. Daai space vir haar pregnant is niemand sit daar nie. Lekker gemaklik. Al is die trein hoe vol. Dis hoe hulle is. Dis ook net daar. Dankie. Dit is jou sitplekkie. Dit is jou sitplekkie. Nee. Dit is. Hy maak hom net vir ons sien. Alles is sy mense regtig respekvol teenoor mekaar en alles. Teruggekom hier na toe. Ja, jy weet om begin met Vredenburg is kom ons respekteer mekaar en dan of weet ons gaan op dieselfde bladsy is. So ek met daai groep het ek begin werk aan culture. So ek begin met jou gesels, luister hierso. Jy weet 'n simpel vraag is man soos hoeveel broers is jy? Is jy die oudste, wie is die jongste? Werk jou ouers nog? Werk jy? Of is maar ek sal altyd so jokes maak jy van ons gaan kyk om wat dag, dis donderdag. Môre gaan ek nou lekker 'n bietjie cheers doen na die top 12 loons en so. Maar dit is net bietjie uitvis wat is dit. So ek moes eers die culture verstaan en sekere ouens. En toe bring ons iets in, was almal sit en julle het al seker gehoor leave no one behind. Dit is 'n motto. Smart. So en ons beginne oor so die wintertye beginne en dan sorg ons altyd dat daar 'n soppietjie is met 'n broodjie. Daar's altyd iets gewees om te eet, verstaan jy? Soos even game days, né? Op Saterdag. Ons kom al seker soos
4 ure voor die tyd, want is 4 o'clock is al 12 uur by mekaar al. Dan eet die man al hulle pre-match meals al. So as kabellood, water word die strappings uitgesort word. So jy's heeltyd in 'n setup bal. So dit gaan wel jy's 'n professional player. Maar dis verstaan jy seker goed. Daai laities gaan nooit die opportunity kry om te voel hoe voel dit om professional rugby player te wees. So ten minste die idee en pros maak dit wat se setup so ons. Dis hoekom met die hydag op die veld is. So hulle weet sekere tyd dis hardloop, dis dit doen. En vir hulle enjoy dit want die discipline maak altyd iets so mooi. En anyway hulle almal hulle daai flow gehad, you know. Jy kom jy gooi jy sak neer, jy val in van die ouens wat laat mense jy val in en jy begin. Ja, dis hoe dit is. Tyd is tyd. Ons gaan nie mekaar se tyd mors. Hier kom ons geniet. Ons kan nou weer lekker 'n joke of 2 gooi, maar kom ons doen gou wat ons moet doen, dan kan ons daarvan nou weer verder vat. Sure. En mense gaan het sien met die resultate, die eerste jaar in die Wayne League. Sal jy sê, jy het gesê jy het 'n 4-jaar plan gehad, en jy wen die eerste jaar in die league, en dit nou jou hele plan in mekaar gekrap, en hoe het jy nou gebly hou by koers, jy het dus al 4-jaar plan, in die eerste jaar, het jy nog wat doen, wat jy miskien gesê, jy wil in 2 of 3 jaar doen, maar die eerste jaar doen jy al die goed, vir die 4 jaar, so, het het dan een beetje moeilijk gemaakt voor die tweede jaar? Of was het plan altijd aan die gang geweest? Kom die spijker op die kop so. Tweede jaar, ek maak het veel moeilijker. Van hoe consistent gaan jy wees? Hoe consistent is elke span? Is daar nie soos, jy kan, voorbeeld die jaar, Langebaan was goed die eerste ronde. Jy weet, die groot ronde 'n bietjie seer pak gegee. Maar dan, tweede ronde, hoe consistent gaan jy wees? So jy moet nou vir jouself uitlê, okay, jy was nou consistent die eerste jaar geweest, dan was dit by my tweede jaar. Eerste ronde, ons was so consistent hier, maar daar is 'n plan agter dit geweest, verstaan jy, soos, ek moet sekere goede dip. As gevolg, beserings, jong spelers opportunities gee, veral aan die pres teen groter spanne, wat weet, is comparative ook om top 12 te wil speel, verstaan jy, wat jy moet die altyd bou. En dus kom ek gaan dit weer sê, vat verantwoordelikheid vir die job wat jy gegee was. Vat verantwoordelikheid. Jy het nie 'n ander job om te doen nie. Jy ken nie gameplan, die attacking, jy ken nie defense setup. Jy ken nie calls as jy 'n backline player is, jy ken nie line-out calls as jy 'n forward is. Dus we staan so, Jaco, ken jou job, vat jou verantwoordelikheid. En moenie iemand anders skuld gee nie. Was dit jou fout? Yes, is my. Steek jou hand op en sê yes, is my fout. Kan ons dit verbeter daarin? Ja of nee? Yes. Ons help mekaar. Daar's die video sessie. Hierso kom ons sit dit goed uit. Dis waar ons gepraat het deur die week. Kom ons sê dit weer. Ons begin nou weer. Dit is Dinsdag is Maandag is attacking, Dinsdag is ons defense. Hierso doen ons defense, Maandag sort ons attacking het. Dis dan so, dis straks so. Smart. En jy praat van eerste ronde, tweede ronde. Nie maar wat sê vir man. Because ek maar mekaar langer maar. Die voorbeeld wees. Ek moes nie tree met daai. Dis dit. Shame man. Sorry Julie man. Okay. Wat is ons begin die ligte vraag. Yes. Wat is jou gunsteling plek om na te gaan om uit te gaan speel? Uit te gaan speel. Hy is 'n lekker crowd, lekker plek, lekker vibe. Franklin, die groot crowd is altyd, om uit te speel, is altyd Saldanha. Jy weet, dis die Weskus streek. Ons het nie teen sentraal, Swartland streke gespeel nie. In die kompetisie is dit nou Saldanha wat die groter vibe is, dit is iets anders. Die derby gees outomaties. Die derby gees, ja. Maar jy weet, as jy thuis speel teen hulle ook, as hulle na ons toe kom, die veld is altyd vol. Okay. Hy is nou met die laaste game teen hulle, ja, soos, ek kom maandag aan, soos Ever Williams, is my collega by die werk. Hy sê my, ja, hy is op pad Pick n Pay toe, maar het lyk my, ek kan nie, sy kan omry nie, want die karre staan nou altyd langs die buitenkant van die veld, so dis het, ja, maar om uit te speel, Saldanha is 'n lekker plekkie, maar as ek moet gaan, om buitekant die Weskus, sal ek sê ek sal altyd, as ek die eerste ene sal wees, Roses, wat se veld, daar veegkoppie sal altyd lekker wees,
En dan kyk jy na 'n span soos Woester Villages in Woesteren. Maar ook 'n bietjie, jy weet daar's 'n groot crowd wat daar rondom hardloop. En hulle sê Botterivier het ook 'n hele paar mense, want hulle het nog laas keer hier met die top 8 en hulle met hoeveel besit seker 10 beste jaar gekom. Maar jy weet ons het nog hier hy groter spanne aangevat vir my wat coaches nou by Vredenburg. Maar ja, ja, ek sê sal daarna sal die eerste is. In 'n plek wat jy weet vandag ouens gaan vandag harde dag of hy mense speel maar ons sien. Langebaan. Langebaan, of course. En dat is geproefd, mos. You know what I'm saying? Stel me samen. Nee, Langebaan is oké nog. Langebaan is oké. Weet jy wat, nee, ek is eerlik sê maar. Slangpark. Nee. Jy sien, hulle gedink dat is die skool. Is tussen twee. Is Pella of is Paternoster? Oh my. Dit is regtig is lekker. Pinto. Ons hoorstel is. Dit is lekker. Ek sien die is die lekker velde maar is altyd 'n kopseer. Daar so van. Ons is geneig om altyd sê, is altyd ref se skuld. Los die ref uit. Kry jou kop in plek. Dis dan jy weet hoe voel dit. Ek het vir heel week gesê, dit is hoe ek voel oor hulle. Dis dan nie so jy voel ook dieselfde oor hulle. So nou begin van hy. Ek sal vir die maandag vir jou sê. Hy's al deur die week werkers in ons punte wat ons wil doen. Dis dan maar hy twee velde. Hy's twee kopseere ja. Interessant. Het kan zo'n beetje water dranken. Ik moet maar. Water maar is belangrijk. Ik moet. Ik denk ook gaan naar die sevens toe. Ik hoor dit op baie gepraat van theorie water was. Dat sevens een baie groot cultuur is daar bij hulle. Dat is baie aan 'n hoë lig sien. Hulle ag dit baie hoog sevens. Wat sal jy sê van Boland kan ons regtig sien dat dit of is dit iets of sien ons het met mis sevens self in Boland praat nie maar nasionaal nie of het Boland is so gefokus op sevens by die klub rugby nie wat 'n paar tournaments met maar wat seker maar sevens is maar sevens self word hier regtig op fokus in Franklin by julle te wees daai enetjie ek het al gewonder al goed jy vra nou vir my dit ek het dit al gevra by of ek was een keer in Wellington gewees ook met 'n Boland goed. Wanneer gaan hulle weer die hoe sal ek sê die SA Sevens kampioene weer hou? Jy weet daai tyd wat ek by Boland gewees het. Ek kan onthou nog 2006 was daar altyd elke jaar was daar kampioene gewees. So of is in die Kaap of is in Durban of maar dit oral. Maar dis nou die Unis. So die Unie kies nou 'n 7 span uit al die streek uit. Ja, uit die Boland uit. Verstaan jy dan kompeteer jy nou maar die tyd toe ek gespeel het was omtrent so 6-7 klubspelers. En dan van ons het ons nou Cavaliers gespeel. Verstaan jy wat nog net die hele setup, maar hy toe is ek al in die 7 sit al saam met Paul Troel. Toe speel ons hy jaar in die Kaap en Ravensmead, ons hy jaar gewen ook. Ons het 10 borde gespeel hy jaar. En uit hy kompetisie het Paul Troel ook nuwe sevens ouens gekies. Ek 'n voorbeeld soos Woeje Zankwa wat nou Germany, Rusland, hy's nou by Rusland nou. Hy coach in Rusland 7s en 15s. En dan Mpombiozo was een van hy players gewees. Daar was 'n hele paar name wat uit die bordespan het gekom en jy weet was amazing hoe sevens gegroei het. Ek weet SA rugby het weer weggevat. Jy weet het nog nie weer teruggekom waar hy kompetisie. Maar wat nou deesdae gebeur is as baie klubs wat nou sevens kompetisies hou. Die weer van jaar, jy weet 15 man is nou klaar. Almal het as 'n Wesbank sevens, as Mamre sevens, Darling sevens. En dan is die ander ding is dan speel klubs van die klubs maak spanne op en dan join hulle met die tens. Cape Town tens, Wineland tens. Al die klubs goedjies doen hulle, verstaan jy? Nou kom jy mens by Easter toernooie waar die klubs weer maak of vir Saldanha by Easter tournament nou. Ek weet in George is 'n nuwe een wat ook opgekom het. Jy weet dis maar weet ons moet bietjie bou weer terug na ons sevens toe man. Weet dit sal interessant wees om te sien weer luister hierso as weer lekker
jong talent 7 spelers wat uit die Boland uitkom. Jy weet Don is nou een van Veldrif en dit was altyd Wyk. Saldanha uit. Ek het myself ook 7 gespeel, maar ook deur 15 man en dan. Maar ek weet dis is weer 'n bouproses weer het in ons Boland streke om weer lekker so maak 'n Weskus span teen 'n sentraal span of 'n Witzenberg span weer 'n 7 span kompetisie. Dan kan jy weer dit weer lekker interessant maak. En coach, as 'n mens kyk as ek nou so dink aan 'n paar van die laities, van back in the day wat baie goed was in rugby, né? En dan gaan speel die ouens nou vir word gekoop miskien vir skole, né? En dan dink jy, die ou gaan eendag groot rugby speel, maar dan gaan maak hy dit dan nie. Because by die competition was tough. Verstaan jy kom nou by 'n skool waar jou hele rugby span is amper gekoop, en dan maak jy dit nie. Dink jy, club rugby is ook 'n goeie vehikel vir jou, because soos ek verstaan, kom jy ook uit die club rugby structures. Is club rugby structures, baie belangrik vir ouens soos daai om miskien 'n future te kan sien. As 'n mens kyk vir Shilton van Wyk, Saldanha uit, Don Veldrif. Is club rugby, in Boland ook 'n goeie vehikel vir daai tipe ouens om maybe eendag, groot rugby te gaan speel. En mense wat nie sê op TV nie, maar vir die big franchises. Of as dit my dit ding van, alright, kom speel maar net en dis my vir die liefde daarvan. Prats Jules, daai is 'n goeie vraag. Ek sê, alright, van my kant af wat ek nou dink van wat nou gebeur in die Boland en Havies het nou iets goed gedoen met die Cavaliers. Staan nie en is goeie rugby gespeel, maar dit is as soos wat sê 20-30% klapspelers wat laer klap gespeel het wat nou in die Cavaliers squad is. Staan nie. Ek begin jy weet, dieselfde setup gewees van die ouens het gewerk, van die ouens het nie gewerk en so. Maar Havies se oogpunt is mos nou hy wil nou een van hy kon so ja, Havies is hy? Havies vir hy is die hoofafrigter van Boland. Ja. So hy was ook my coach, hy het gewees by Boland. So ek weet om haar topklas span te wees, gaan jy begin in 'n players koop, jy weet. Hy gaan nou 'n space wees tussen 'n amateur speler, klubspeler en 'n ou wat hy nou koop. Verstaan jy wat? Wanneer gaan hy space kleiner gemaak word? Jy weet, daar's 'n space tussen amateur Currie Cup URC. Dit is nog groter. En ek gaan 'n voorbeeld daarvan maak en dit het vir Boland gekos vir hulle semifinal. Om tuis te speel het, verstaan jy? So daai gap tussen 'n gewone Currie Cup span en 'n URC span wat Stormers is, was te groot. Was te groot. Dieselfde met die Sharks game, moes Boland gewen het, maar ek maak 'n voorbeeld tussen hy. Jy moet verstaan die gaps tussen wanneer gaan ons die gaps, maar ons moet die gaps toemaak tussen hy Currie Cup span en die klubspanne moet ons begin toemaak. Verstaan jy? So van my kant af alwe 3-4 manne trek hom in, is 'n groep, doen 'n bietjie toetse, werk aan die ek weet waaraan jy moet werk. Verstaan jy? So net sulke klas goedjies, net ons dan gaan ek begin ons jong manne in die Bolandstreek so oopmaak. Luister hierso. Havies is vir hom met iets. As ek een van hulle, so dan moet jy mos nou uit jou boks uitklim. Weet om haar opportunity te gryp. Want jy never know, so doen as jy nou begin 'n goeie rugby speel in klubspan en hy sien jou raak, poef. Hy space tussen daai klubspeler en waar die Currie Cup span is, maak hy klein. So dan die gee sekere spelers hy blootstelling net om bietjie, jy weet, hoe voel dit 'n bietjie in hy sê maar 'n atmosfeer te oefen en al die klas goedjies. Sien jy? Nou, hoe wil die keren dan? Jy sê maar so van die klubspelers speel Boland. So hoe word hy spelers gekies? As dit miskien is proewe, so ons ken met die woord proewe, waar miskien sê, okay, Boland het 'n proewe vandag, so nou die klubstuurspelers, of dit maar die coach hoor 'n lange baan se player, en nou kom kyk eers dan sê, okay, nee, nog in die kaas, hoe word die clubs hier in die Boland eigenlijk teruggee om vir Boland self te speel? Yes. Ek kyk soos nou op die huidige oomblik, en dit laas jaar ook gebeur, so daar's altyd 'n groep
Hulle het laas jaar twee top 12 spanne uitgemaak van die top 12 spanne. 2 spanne gemaak wat op die ouene dag na die top 12 teen mekaar gaan speel. Okay. En dis hoe hulle gesien het van spelers, verstaan jy? So dis onthou ons 2 spanne uit te streek het. So dis hoekom wil jy nou? Alright. Maak vir dit. Sorry, net span uit 'n streek uit. Ja, kyk, dis nou die top 12 en top 12. Kyk, as we 6 streke. Okay. So sê sit maak 'n voorbeeld. Veldrif, so fly-off, Fabio. Verkeerde span. Verstaan jy? Hy het 'n opportunity nie om verstaan. Verkeerde span. Hy's vir Veldrif. Hy kan veel meer as daarna. Nou kry hy die opportunity om 10 nog beter spanne te speel in Bolandstreke. Nou kompeteer hy nog 10 beter flyers, want hy is nog net competitive in die Weskus. In die Weskus se flyers, maar hy speel 'n verkeerde span. So dit verstaan jy met jou weeg rondom hoekom word daai speler nie raak gesien, verstaan jy? Maar nou sien hulle luister hier so as jy vir Vredenburg gespeel het, het hy nog gekompeteer teen. Nou sien jy. Nee, ek kan nie so dan speel. Verstaan maak jy? Maar dan sê dan kompeteer hy met teen Rose se flyer. Verstaan jy? Dan ek kan hom mos sien luister so. Hy is nou ek kan mos nader trek. Aso ja, aso. Makes sense. Maar nou verstaan jy? Nou kry ek vir DJ. Vir my, verstaan jy? Stuk. Lekker. Sy kans is baie groter. Sy kans is groter. Baie groter. En dis wat is ongelukkig. Daar val my dinge is ook geen. Ongelukkig. Ja, my kies as 'n flyer of so. Val my maak sens 100% sens. So op 'n dag kan ons die play squad neem. As hy van voel maar okay, ek gaan op die bal of baie speel because my ongelukkig wil ek na my loopbaan want ek besef waar ek nou speel. Die kans baie skaar. Ja. Ons in so moet dan ons die plays ons squad vir hulle wanneer jy gaan speel nog aan 'n klub as jy besef eintlik maar besides die dorp ek wil ook hy wil ook een, hy wil ook 'n en coaches, sal ek sê coaches, you know, in die bestuurspan moet die ouens se inlig oor sulke goedjies. Ek weet nie of die ouens weet dat dis hoe die ouens gekies word, you know, jou top 2 spanne. En dan as jy ek weet van 'n paar voorbeelde en ek wil dit nie noem nie, you know, van ouens wat kon gaan gespeel het vir daai 2 spanne. Verstaan jy, maar as hulle geweet het, you know what, dis hoe Boland se ouens nou kies. Hy het jou kans is goed, miskien ook nog gesien te kan word. As hulle ons miskien gaan because jy talented players everywhere in the tennis. Soos jy nou vir Fabio probeer in reël daar. Nee, maar ek het Mayo. Ek het Mayo. Hy's 'n goeie flyer. Maar ek het 'n youngster wel. Ek het 'n youngster by Vredenburg. Nice. Was dit nou die naweek het ons 'n bietjie aan Portugal gespeel. Ek wil sien nou. Ongelooflik het hy man vir ons takties net waar gesit by ons wil hê. En hy gaan top 12 toe. Hy gaan top 12 toe. Okay. 50-22's, ek kom hy man vir jou. Elke hoek in sit. Paale toe. Hy sit dan weg. Hy sit dan weg. Bly by die loskakels. Ons sien mos nou in die springbokke. Dit is altyd 'n gestreer wat 'n loskakel moet kans kry. Wat sal coach sê? Wat is 'n belangrike element eienskap wat 'n loskakel moet hê? Want Brazilo is hy posisie hè. So sê wat moet daar kom. Waar is jou visie? Sê Wat is jou visie? Hy is my visie. Ek skrap dit al die meer. Ek maar Leon Schuster se skamp het streepie. Nee, op 'n flyer van my jou visie rondom die game. Ek gaan jou die gameplan vir jou gee. En ek weet wat in jou is. Ek sien mos wat jy is, maar dis dat is gaan also gameplan en dan gaan 'n coach vir altyd vra. Sien jy die visie? En agterna doen sy die missie. Okay. In skop as jy wil so weet jy. Daar's baie skoppers. As dit kan ook skop. Ek het nog nie onder 18 kry week gesien. Hy is dit van George SVD. Hy man skop alle toe so. Daar sal altyd 'n skopper in die span wees. En wat sou coach sê, want mense het verskillende menings. Wat wen 'n game vir Vredenburg Rugby Club? Wat? Soos wat is dit? Baie mense sal sê, you know, defense wen 'n game. En sommige mense sê, you know, die bomsquad. Die bomsquad wen 'n game. Maar sonder om nou, you know, al jou kaartjies uit te gee daarso. Wat sou jy sê, wat wen 'n game vir Vredenburg? Wat implant jy nie ouens sit daar, you know what?
Consistency. Come on. Consistency. Wie is daar op jou eerste ding? Eerste ding is, het jy saam opgegaan in jou line speed in? Is daar nie? Het jy jou scrum werk gedoen? Onthou jy wen nie 'n game as jy die 3 gedruk het nie. Daar is niks. Hoe kom die 3 daar? Eerste ding, wen vir my op hy one-on-one tackle. Wen vir my op hy rak, want jy die bal se keel. Wen vir my om jou lyn te hardloop waar jy moet hardloop. Is dit nie? Wen vir my, jy weet die op wat die paas moet gee om dit akkuraat te maak. Dis die wenne wat ons van praat. Nie die wen van die 3 wat in die skool wat. Die wen kom by die klein details van die game. True. En ons moet sien dit gaan kom maar. Is altyd mense wat druk af te. Maar dis ek sê die klein details is kom by jou wen die skram. Wen die line out. Belangrik. Kom ons. Coach, ons gaan dan top 12 toe. Ja, wie dat jy is op? Is daar vast. Wie dat jy is. Laat jaar het dan lekker geweekie. Ik denk, ik zal zeker praten ik het namens allemaal. Ik ken in Woester, het was bij hartig op ik. Zoals Brad Joel zei, niet om bij uit te zetten. Die jaar is top 12. Wat denk je, gaan pikkie daarvan te spelen? We gaan zo benaderen. Ja, dat is een van die key aspecten wat eerst opgekomen is aan ons coaches meetings of ek en Clement. Wat gaan ons benaderen? En ek wil Clement sê, ek moet eerst met die kaptein sit. Dat ek en hy eerst, is nou die nie team. Okay. So hy het al 'n top 12 2 keer gedoen. Dus dan is so, hy het die ondervinding. Ons het laas jaar sekere goed gedoen en dit het nie gewerk nie. Alright. So ons het hom iets anders weer die jaar gedoen. Die jaar is like en soos. Laas het ons 4 dae weer gehardloop. Ons het 'n gameplan van set alles is dan die vind. So die jaar het ons 'n bietjie omgery. So wat ek nou gedoen het is bring op maandag en op dinsdag is veldsessies met hardloopwerk betrokke. So dan is die maandag is dalk jou die hardloopwerk veldsessies met lineouts en die backs doen hulle attacking goed en drills, hand en oogkoördinasies. Dan die draai weer om weer die volgende dag. Dan bring jy weer jou scrums in, defense, al die klas goedjies, backs wat hulle one-on-ones moet doen en dan jou of is jou drills en verstaan oor die setup van hoekom wil jy die rush defense doen, hoekom wil jy die space buite kan gee, dat ons so saam as 'n span kan werk, dat ons op een bladsy kan wees. Luister, dit is die setup wat ons gaan speel. Dan kry jy 'n Woensdag af. Donderdag is weer 'n gym sessie. Okay. So dan gym weer ons nou. So dan doen ons nou die krag en die dorings. Dan die Vrydag CrossFit. So dan nou druk ek julle. Gaan nie tyd morsie. Gaan jy weg van jou familie af hê. Ek het ook familie so. Kom ons die met die kabel van maandag begin ons weer van oor. So naweke van die naweke het ons afgegaan. Er was een naweek het ons saam gekamp as 'n groep in Paternoster. Ook 'n bietjie ek dink julle sal op TikTok sien op een van die video's is daar so teambuilding gehad. Maar dit was fantasties geweest. En so het ons heeltyd nou aangebou en die ouens het nou Saterdag ook, want ek het een span of een groep. Hulle het 2 games gespeel. Een het 1:30 gespeel. En het kyk op Portugal is warm. Is warm. Portugal speel jy op. Is warm. Portugal speel jy. Toe jy weet 'n bietjie ouens afgetap en verstaan. So ek het weer hy low confidence energy gesoek van hulle van jy weet jy het nog net uit 'n warme game uitgekom verstaan. Ek het reg gesien. So jy's moeg, jy's frustreerd. Ek het reg gesien. Jy nog geëet, ordentlik geëet, verstaan nie, want dit is 'n uur later toe moet jy weer speel. Dan jy kan nie regtig loud hier so mindset wise is mentally. Julle is 'n span, verstaan nie. Julle gaan eers nou gaan julle saam oorlog toe. So ek kan sien jy's af my ek het jou nodig. Verstaan jy? Jules,
hy line-out het ons nou nodig wat jy nou vir ons doen. Bou net 'n laaste bietjie energie. En ek sê ook vir hulle, die ons gaan uitkom, julle is Vredenburg, hulle gaan wil regtig nou wil aanvat hierso. Kyk of julle nou so die Moeseberg of so. Maar ek wil hulle laat verstaan en die ouens weet hoekom ek doen, verstaan nie. En hulle het gaan doen. Eers die auto was 'n bietjie taaf. Was daar die lack of confidence, luister, decision making. As heeltyd die momentum aan skielike verloor is op die bal van, dan kom hy ons met 2-3, ons vinnig in die rak en steel die bal. Verstaan jy so dit was heeltyd. Maar toe die altyd trek vir hulle sê luister hierso, gee bietjie meer space. Hardloop in high channel of high channel kry die bal aankom laat hulle Portugal se forwards weer bietjie skuif, verstaan jy? Toe ons dit doen, was smart gewees. Toe ons dit doen, want Portugal se gedagtes, ons het hulle. En dis heeltyd. Dat is 'n goeie span die. Dis 'n goeie span, Maar dis wat sê soos ek gee jou heeltyd dit. Ons dan nou gaan jy in die kleedkamer luister of jou coaches gaan sê, luister ons het hulle, ons moet dit lei. Nee, dit is die mistake van ons het jou daarso skielik. En dit gebeur te lange baan in Vredenburg. So jy dink jy het met die oomblik het meer aan, maar ons gaan heeltyd vir dit vashou en dan skielik. Dan het dit change weer, change die energy, die ouens stel op. So daar weer 'n linebacker sal jy sien begin. Dan's net een kyk jy vat net een player om 'n linebacker te vat. As switch hele span aan. Verstaan jy? Maar dit kos die ander spelers ook om hy linebacker te create. So samewerking en gehoor van my. Vredenburg, hier 'n two-part question, coach, né? Vredenburg, ek weet baie sien hulle as die underdog en dit is altyd goed om, underdog gesien te word because wat jy weet nooit wat die ouens kan opbring en so nie, né? Eerste game, dit is my eerste vraaggie. Is Roses. Yes. En dis away. En die Roses is nog nie verloor nie. Van die ouens sê Roses is die favorites vir die top 12. Hoe is julle mindset rondom daai eerste game? En dan my tweede vraagie by dit is, hoe gaan Vredenburg in die top 12 in? Gaan hulle in met 'n mindset van jong, ons wil die ding wen of ons wil experience bou vir die volgende 5 jaar vir jou? Ja, bro Jules, Roses is 'n goeie span. Hulle het niks verloor in hulle liga games nie. As gevolg van as ek ook die opportunity het wat Roses het. Roses se voorsitter is 'n physio, baie tekenis. So hy verstaan die spelers. Verstaan nie. Soos Nichols is, jy hoef nie nou nog weer 'n physio te gaan soek. Ons vat weer die voorsitter en die manne se. Sien so die manier van hanteren van players met beserings, goed. Want dis nou een waar hulle die advantage het. Dan kry jy nou ou soos Brema, Daniel Roman, wat is, maar hulle, ek gaan nou weer sy naam kom. So, dis ouens coaches wat al provincial gespeel het. So, elke ou bring experience, hy werk met sekere goedjies. Soos, ek sit met coaches, Willie en Clement, want dat is nou nie ouens wat provincial, maar hulle het ook idee van, goed van. Maar nou, Rose is 'n goeie span. Ons gaan veegkoppie toe. Hulle kan ook gewen word. Onthou? Here we go. Hulle kan ook gewen word. Here we go. So, whatever hy dag kom op hy veld, gaan 'n dogfight wees. Ja. Dan ek gaan dit nie so los nie. Bring jou game face. Jy bring jou game, ek bring my game. Want wie ever die game hanteer op sy beste, sal hom word. So, ek sien uit daarna, het gaan 'n taaf ene wees, maar ek sien die bug. Ek sien nie, ek kan dalk verkeerd wees nie, maar hy is meer gemaklik om weg te speel, as wat jy thuis speel. Ja. Dat is baie. En dan, wil jy top 12 gaan wen of experience bou? Ja, kykie moet eers of omgetrap word voor jy praat van 'n top 12, is dit nie? Ja. So ek moet eers hekkie nommer 1 gaan klaar maak. Okay. Dan kan ek na hekkie nommer 2 toe gaan. Safe aan. Maar spring hulle hekkie nommer 1 oog, as hulle outomaties favorites. Jy kan 'n favorite wees, maar hoe gaan jy hanteer as 'n speler? Ek was al in so 'n situasies en baie keer in my professionele era. So ek as 'n coach moet ook vir hom 'n bietjie laat verstaan, luister hierso. Onthou jy is nou die hond nou. Maar die hond kan gebyt word ook. Kan gebyt word ook so. Ja. So dis wat ek sê, dit is die aanbouing. Dis eerste hekkie is verby. Ons gaan
ons gaan vir die volgende, vir die tweede ekkie weer aan. So coach hulle fokus, ek nie fokus nie. Maar jy sien is op baie gefokus weer of thuis. Jy vat hom wedstrijd tot wedstrijd. Wedstrijd. Jy gesê jy waarom as jy weer of thuis. Ja, so dit rugby moet jy speel op die dag, op 'n dag. Of dit nou thuisgame is of werkgame. Jy weet thuisgame is nou hou met advantage, verstaan jy wat? Die pressure kom ook op. Die druk is meer by die huis as wat jy weg speel. Ek wat coach ja. Ja, nee, kyk ek het in die groep interessant, goeie rugby op pad. Soos by ons laas week gesê het was daar ek kom met my mamas by so hy sê outomaties ek is maar Wesbank. So interessant, gaan baie interessant wees. Ja, die tweede thuis Wesbank, né? Ja, so smart. So ons moet uit na die rugby en die kultuur wat gebring vir die Weskus. Ek dink Vredenburg of daarna kan die Weskus te leerstel hê. Maar wat hulle bereik so ver as man net as jy lig die naam met verder op van die Weskus rugby. En wat jy gedoen by Vredenburg, ek dink hy is lucky. Van die week na week wys jy die play weet mens iets nou gepraat van hoe hulle vir jou luister, so hy is lucky dat hy harde werk en die regte mindset. So ten vir dat coach, ek moet sê hy het 'n goeie werk gedoen. En dan kry jy terugploeg aan die jong mense. Ek like wat jy sê dat jy met hulle praat oor wat pryse gaan because by dis belangrik. Jy weet jy kom met die man. Dit is so ek weet nie wat gaan ons sê huis aan nie. Ek weet nie wat gaan die huis aan. Maar weet jy wat nou, die rugbyveld moet jou comfort zone wees. Soos jy nou as jy nou luister hierso, jy het nog nie 'n lekker dag gehad nie. Nou gaan jy by die huis en daar soek nou Boeta Jules gee jou bietjie nonsens. Verstaan nie? So dis wie jou comfort zone kom na ons toe, hier by die veld. Ons gaan vir jou lekker weer so jy moet gemaklik kom wees, lekker oefen. As al dit jou wat man wees, dat is bietjie weer vir jou weer net hy. Jy weet as jy maar op jou gesig weer kan gee, dan kan ons daarvan af weer. So jy gaan weer met 'n beter mindset weer huis toe as jy luister so as dit nou jou moeilik gaan hou, as jy Jules, ek was verkeerd of kan ons net gesels oor soos groot mense, dan kan ons daarvan af werk. Wat dan is dis wie sê die veld of ons groep of makkies ek die klub moet jou comfort zone wees. Jou sê even. Ja. Die boss, love it. Voor klaar maak, ja, jy het maar groot speler verloor. Of wil sê goed, jy wil nie alle manne nie, maar my kaptein, wat nou jy center. Oh, Conan. Ek dink hy is ons dan verloor het. You never know. Okay. Ek het maar vir die seisoen self vir die league, die absence. Hoe jy vanaf die manne laat hy plek jy te vul. Ja, dit is was nog als ek moes seker maar nou 'n bietjie rondspeel met spelers wat ek gehad het. Het ek nou vir ou soos Jandrey wat nou by die under 21s is, by Boland. Hulle speel ook die naweek semi-final. Vir hom gebruik op outside center en dat ek vir Roan Kleinswood, almal ken hom as Katsa. Vir hom op outside center gebruik 'n bietjie. Dat het ek nou vir 'n bietjie vir wat sê nou Ronaldo Soegop wat gewoonlik fullback is. Ja, so het vir hom ook 'n bietjie gebruik op outside center en het ek mos nou vir Raul en Luciano en Dandre, hy wat lyk val ook gebruik 'n bietjie rondom. As hulle saam speel, wie speel 13, wie speel 12, sekere goed. So, hy was altyd 'n backup gewees en dan besluit jy nou altyd op wie gaan nou 12 is en wie jou 10 is. Ek sit op die huidige oomblik met 4 losskakels. En nommer 5. 5. Yes! 5 meter. Vera Jules reden. Ja, ek moet ek vra oral lots, verstaan jy? En ek het nog weer lang verstaan. Ek moet sê lang los, jy gaan die eerste keer sien in die top 12 nie, maar Leave no one maar dan die coach voorslaan ook, maar Jules, en dit is miskien maar ek kent coach soos ek gesê het in die begin het in regtig waar is een van die rolmodelle wat ons as ladies mee opgegroei het. En ek like wat julle doen, you know, wat klim in die ouens se koppe. Vind 'n bietjie uit wat gaan aan in sy lewe, you know what, it makes you part of the team. En dis daai ding van, you know, leaving no one behind. As ek is deel van, ek weet wat in my lewe aangaan, ek voel ek is deel van die mission. Soos jy gesê die oorlog. Want dit is maar oorlog, ons gaan uit. Ons gaan fight, ons gaan wen. So yeah, thank you very much. En vir wat soos Lots gesê wat jy kom doen in die Weskus, you know, kom terug ploeg
En ons gaan sien Vredenburg rugby inspire ons ook. Hulle is in die top 12. Laas jaar die league gewen. Ja, laas jaar. Jy so ja, kan dit great wees. Kan weer ook gewees het, maar ja, sit ons so. Lange baan nie so. Nee, is is die ouens eie foute. Okay. Ja, even a man met jou, you know, kaliber, you know, en achievements, jy vat tyd om hier te kom sit met ons ook, you know, 'n bietjie terugploeg hier ook. Ja, kyk, julle is mos nie langer van so, ek moet seker maar my vrou se mense ook maar Ja, boy. Ja, Yes, so, goed, ja, goed. thank you very much man, lots, ja. Van my kant af, even nog niet pearls of wisdom share, Proverbs 12 verse 11, hard work means prosperity. Only fools idle away their time. En ek dink ons in 'n tyd wat tyd verskriklik kosbaar is, ons kan nie regtig tyd mors nie. En as 'n voorreg om met u op die couch te sit met al die knowledge wat u het. En Vredenburg kan nie hoor hoogtes bereik as hulle gehoorsaam is en luister wat die coach sê. Is nie aldag maklikie, maar ek sê altyd ons moet ons mense celebrate om te sê ons het excellence en ons het mense wat verskille maak, wat gaan en terugkom en kom terug hier in die gemeenskap. So almal is regtig bevoorreg om vir u te hê in ons midde en Vredenburg self. So sterkte. Ons sien mekaar in die top 12. Selfgoal het gaan. Ons, okay, selfgoal was net selfgoal, okay. Cheerleader, ja. Jy nou my twee co-hosts, maar dan aan elke week laat ek maar so so byna. Ek weet jy was 7 gewees. Was laas jaar. Die jaar. Nee, maar jy het met jaar gekry by die top 12, by die eerste week nog gewees. Hy was daar by die Dat was MC gewees mos, nee? By die 7 Sultan van Wyk dinges. Ja, Sultan van Wyk sien ons maar. MC, nou staan ek hier, ek en een toon van my. Meneer Benjamin. Ek sê ek so lus met van hom nie. Maar was daar hier nou, jy sien die mense wat vir wie jy gekyk het altyd. So was vir jou, Wow. Ja, so Staat. Ja, van ons kant af, sterkte en ons wit, julle gaan ons trots maak in die Weskus, ja. Episode 53 van die Vanavond Praat podcast. 5-4. Is 5-4 man. Ja. Jy sien wat te Terens, wil ek vir julle, dankie sê broer Jules. Mevrou. As my Benjamin. Franklin, ja, dankie. Weer eens, ek sien dit groter dinge vir julle podcast en program wat julle uitsit hierso. En dit is regtig nice dat ons mense in die Weskus ook maar kan sien wat regtig aangaan rondom ons. Verstaan dat ons ook maar ons hande uitsteek na ander goedjies en toe. En my nuus oor te daal lees wat regtig gebeur in die Weskus. Jy weet, al mense die gemeenskap van die Weskus ook nader staan aan enige support jou span. Of hulle nou wen of verloor, dit maak nie saak nie. Weet jy wat nou die beste daarvan is? Jy doen dit vir jou dorp. Come on. Yes. Vat dit saam met jou, doen dit vir jou dorp, doen dit vir jou klub, doen dit vir jou medemens. Hulle vra nie so 5 sent nie. Wie is jy daai? Hy liefdevolle mense en doen dit vir hom. Alright, dankie weer eens. Ja, well done. Hallo foto's wat ja. Thank you very much.